Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 16de Mei, Koffiekuier 941 en ek wil vanoggend so 'n bietjie met jou deel vanuit Handelinge 11, daardie eerste 18 verse. Maar ek wil begin deur te vra, wie van julle onthou die TV-programreeks eintlik wat Joe Rogan klompie jare gelede gedoen het, Fear Factor? Ek is seker daarvan, dis so geel prentjie en as 'n swart ingeskryf Fear Factor, dis so half 'n ikoon. Nou, die programme daaroor gegaan dat Joe Rogan is natuurlik 'n Amerikaner, dat hy allerlei uitdagings, challenges vir mense gegee het om hulle vrese in die oë te kyk en eintlik te sien wie, kan ons maar die Engelse woord gebruik, wie chicken uit en sien die kans om hierdie goed in die oë te kyk nie. Klomp ekstreme goed wat hy aangevang het. En ek onthou dat baie van hierdie uitdagings het onder andere element ingehad in hierdie kompetisie tussen 3, 4, 5 mense, hoeveel dan ook al, waar hulle vreeslike snaakse goed moes eet. Soos 'n weird kos, regtig weird kos. En ek wonder baie keer of ons nie ook maar bietjie van 'n fear factor in ons het, as ons dink oor kos nie. Kom ek probeer verduidelik. Ek self het groot geword daar in die Noord-Kaap, in 'n ouerhuis wat redelik normale Afrikaanse boerekos gemaak het, as ek dit maar klein kan stel. Maar die een ding wat ek nie kan eet nie, is afval. Ek sukkel daarmee om afval geëet te kry. En ek dink dit kom daarvan, ek was klein gewees, ek dink was so 4 of 5 jaar oud gewees, toe het ma per dag afval gekook, en daai tyd het ons nie opsie gehad vir ander kos nie, jy het geëet wat jy kry en klaar, daar was nie iets anders nie. En ek het verskriklik gesukkel met hierdie prentjie van afval en wat dit is, en hier lê dit op my bord en ek moet dit eet. En my ma se afval is regtig lekker geweest, so sê my broer en my suster, my pa het altyd daarvan gepraat, maar ek kan dit nie eet. En van daai tyd af sukkel ek eet nie binnegoed nie. Dis regtig vir my nie lekker nie. Jy gaan my nie treat daarmee nie. Maar so kom ons baie keer word ons gekonfronteer met spyskaarte wat vir jou vreemd aan die lyf is, wat vir ons moeilik is om te dink, maar hoe kan 'n mens dit eet? En in hierdie Fear Factor program van Joe Rogan het hy dikwels goed soos kakkerlakke gehad, wat nou gediebraai is, of wurms, of skorpioene, allerlei snaakse goed wat die mense dan nou moes eet. Daar's 'n mooi woord, baloot, dis blykbaar eier wat die embrio al begin groei het, en dan eet hulle hierdie ding. Nou, as ons dink oor Handelinge 11, vriende, dan moet ons iets van hierdie prentjie kry van 'n klomp weird kos, wat voor ons neergesit word, en sê maar eet. Dis nie onrein nie. Kom ons lees saam, Handelinge 11 vers 1 tot 18. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyt, en hom gesê, jy het mense besoek wat nie besny is nie, en selfs saam met hulle geëet. So hierdie ouens skryf vir Petrus op die rooi mat. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit, en hy sê vir hulle, ek was in Joppe, besig om te bid, toe ek in geestesvervoering geraak het, 'n gesig gesien het. Ek het iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin 4-voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere, en wilde voëls. Ek het 'n stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. 'n tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor, wat God rein verklaar, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur, en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfdertyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie 6 broers, dis nou die ouens wat ook saam met hom was, is toe saam met hulle en ons het in Cornelius se huis ingegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis dien staan het, wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal, wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap wat vir jou waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Dan gaan Petrus aan en sê, skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle, net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het,
Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Nou, vriende, ek gaan Sondag in Kleinmond Kerk, waar ek in die woord meer oor hierdie teks praat, natuurlik ook, maar ek wil vir jou die prentjie laat besef van wat hier gebeur. Onthou nou, in die Joodse kultuur was daar baie streng wetgewing, reinheidswette gewees oor wat hulle mag geëet het, wat hulle nie mag geëet het nie. En die meeste goed wat hulle dan nou geëet het, wat hulle kon onrein maak, dit was net taboe. Jy het dit nie geëet nie. Daar's in Levitikus is daar verskriklik baie voorskrifte oor wat se kosse hulle mag eet en nie mag eet. En dan kom Petrus en hy kry hierdie visioen wat die Here vir hom 'n spread op die tafel sit of op die tafeldoek laat sak en vir hom sê, slag en eet. Dan sê, nee, Here, ek het nog nooit goed geëet wat onrein is nie. En dan die uitnodiging van God wat sê, maar dit wat ek rein verklaar, mag jy nie onrein ag nie. Nou, vriende, hoekom praat ek oor hierdie gedeelte? Ek wil vir jou uitnooi om vandag en môre 'n bietjie stil te raak en voor die Gees jou eie lewe, jou uitkyk op die lewe, as ware so 'n bietjie te ondersoek, te bevraagteken op 'n sekere manier. Want kyk, ons almal het ons nou 'n verlede, ons almal het 'n stuk geskiedenis, 'n stuk tradisie waarmee ons saamkom. Wat nie noodwendig sleg is nie, maar daardie tradisie, daardie geskiedenis, daai storie van waar ons kom, mag ons nooit wegvat van die roeping om as gelowiges in Christus voor die Here te leef elke dag nie. En as jou tradisie, jou groot word, jou manier van dink, jou denkraamwerk waarin jy gekom het, bepaalde voorskrifte het wat nie Bybels korrek is nie, wat die Here nie van ons vra nie, dan moet ons bereid wees om dit op die tafel te sit en dit in die oë te kyk. Dan moet ons bereid wees om te sê, weet jy, ek het jare gelede nie van afval gehou nie, maar miskien kan ek dit weer probeer, miskien is dit nou anders vir my. Want op die einde is dit ons roeping. In die Handelinge verhaal, die Handelinge van die Gees deur die apostels, onthou ons het daaroor gepraat. In die Handelinge verhaal word vertel hoe die Here eintlik vir die klomp Joodse gelowiges hierdie oogklappe wil afhaal om te sê, Christendom, geloof in 'n verhouding met die Here Jesus Christus, word nie beperk tot die Joodse tradisie, die volk Israel nie. Dit gaan vir alle nasies. Trouwens, vanuit die Ou Testament uit al, word hierdie verhaal ingespeel om te sê, God wil 'n pad loop met alle nasies, alle volke, alle tale, stamme, noem maar op. Maar ons het baie keer voel ons het kopiereg, ons het alleen reg op hierdie verhouding met die Here. En die Handelinge verhaal wil dit vir ons oopbreek. Kan ek afsluit deur terug te kom na kos en ons vooropgestelde idees oor kos. Ek sê baie keer vir mense, ek is daarom maar bly aan die een kant dat my oë vir sekere goed oopgegaan het. Maar ek is aan die ander kant spyt dat ek so lank in my lewe stupid was met kos. Ons het op Kakamas, waar ek nou groot geword het my hoërskooljare, het ons 'n klomp dadelpalmbome gehad in die tuin, in die pastoriese tuin, 'n klomp, hulle seker 30 van hulle. En ek het dadels geoes, en dit is 'n hele proses, want jy moet die mannetjieboom se styfmeel by die vroulike boom se blomme bring, en die bye moet werk, en dit bevrug, en so aan. En dan het ek en Albert, ons tuinier, het ons dadels geoes, en ek het dit verkoop en weggegee en alles, maar ek het nooit 'n dadel geëet nie. Ek het gegril vir 'n dadel. Dit was nie vir my lekker nie. Weet jy wat? Vandag betaal ek partykeer 10 duurste om 'n paar vars dadels te koop. Moenie toelaat dat jou tradisie, jou prentjie van wie jy dink God is, jou beperk om die lewe wat God vir ons gee en deur ons verander wil gee, dat dit daardeur beïnvloed word. Dink 'n bietjie na die naweek oor hierdie vooropgestelde idees oor geloof en wat ons verhouding met die Here is in ons lewe. En hoe ons deur Handelinge 11 se verhaal eintlik uitgenooi word om te sê, nee, kyk baie weier is dit. Kom ons sit so dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat u woord vir ons lewend is.
en dat U deur die woord wat eeue oud is, nog steeds vandag met ons praat vir ons konteks, ons omstandighede, ons lewe. Want Here, in hierdie tyd waarin ons leef, word ons so maklik vasgevang in 'n groep waar ons veilig voel, waar ons geborge voel, waar ons dink maar hier loop dinge reg en maklik. En is dit vir ons as gelowiges baie keer moeilik om bietjie weier te kyk en uit te reik en die grootheid van die skepping, die diversiteit, die verskeidenheid raak te sien en te omhels. En dankie dat ons vanmôre uit die woord uit kan lees en ook Sondag daaroor kan nadink, dat U juis vir Petrus ook hierdie boodskap kom gee het om te sê, my koninkryk, my genade is baie groter as wat jy ooit kan dink. Vader, help vir ons deur die Gees om ook ons eie lewe te ondersoek en opnuut weer voor U neer te sit, sodat U ons inderdaad so kan gebruik, dat U koninkryk deur ons ook gebou en gedien word. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. Mag dit vir jou 'n mooi Vrydag wees. Ek en Jean-Marie gaan nou vanaand saam met Hein en Louis Schult, daar by Lawrence Fort, daar die uitvoering van die Stellenbosch City Orchestra kyk. Ons sien verskriklik daarna uit om saam met Hein en Louis ook 'n bietjie te kuier. Sondagoggend stuur Kobus vir jou, soos oudergewoonte, die skakel na ons erediens toe uit. En ek wil jou uitnooi om aan te sluit by ons erediens hier in Kleinmond Kerk, waar ons bietjie verder gaan kyk oor wat's op die spyskaart. So, ek nooi jou uit Sondagoggend. Intussen tyd, geniet jou beker koffie en mooi loop.